Goeiedag liewe vriende. Ons gaan vir die volgende paar Sondae gaan ons die erediens vir julle so op 'n YouTube en op 'n stemboodskap stuur. Ons beplan ook om so in die loop van die week so 2 keer, miskien 3 keer vir julle ook 'n oordeenking weer te stuur. In hierdie tyd gaan ek stilstaan by Exodus en so saam met die gedeeltes uit Exodus uitlees. Stefans beplan om 'n paar gedeeltes uit Filippense uit te lees en saam met julle daaroor na te dink. Kom ons bid saam. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou. Ek gee jou krag. Wees stil en weet, ek is die Heer. Kom bring na my jou kommer en vrees. Ek sal vir jou 'n toevlug wees. Wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak en bid, vol hart en geloof. Ek is by jou, soos ek beloof. Amen. Exodus bevat, sekerlik van die bekendste verhale vir ons. Dink sommer net aan Moses en die bieksiemandjie en die brandende bos en die 10 plaae en die volk wat deur die see op droogvoets trek. DreamWorks Animation publiseer in 1998 die Prince of Egypt, wat gebaseer is op Exodus. Ek dink daar is 'n ander Bybelboek waarvan al so film gemaak is nie. Ja, miskien kry mens almal 'n klompie films oor Jesus, maar oor so Bybelboek Exodus, hierdie tekenprent. Exodus het ook so deel van ons taal geword. Dink maar sommer net aan ons uitdrukkings wat ons het oor manna. Daarby is die Pasgafees vir ons as Christene nie net die wortel van ons nagmaalsfees nie, maar is eintlik die agtergrond van wat die evangelies gebruik om Jesus se kruisiging vir ons te vertel en te verduidelik. Om hierdie bekende geloofsverhale weer te besoek is baie goed. Maar daarby is Exodus se boodskap 'n boodskap van hoop en van menswaardigheid. Dit is 'n verhaal wat mense wat vasgevang voel in die vasgeloopte omstandighede weer laat dink, daar is tog 'n ander manier van lewe. 'n Lewe van vryheid en van verbondenheid, 'n lewe van menswaardigheid. As God dit een keer kon gedoen het, soos daar in Exodus, kan hy dit sekerlik weer doen. En in hierdie geloofsvertroue roep gelowiges dan na die God wat vertroue in mense gehad het. Dit is die Here wat ons in Exodus ontmoet. Daarom kom ons lees Exodus in hierdie tyd van pandemie. 'n Tyd waarin ons verlies van vrye beweging en van sosiale interaksie beleef. 'n Tyd waarin ons, al weet ons dat almal in die hele wêreld in die pandemie vasgevang is, voel dit vir ons baie keer asof ons totaal alleen is hierin. Dis 'n tyd wat ons baie keer magteloos voel. Ons voel so hande afgekap wanneer mense hulle werk verloor weens die inperking en sommige besighede moet toemaak en kan nie voortbestaan nie. Die eerste keer in hierdie verhaal wat ons van God se direkte betrokkenheid lees, is aan die einde van hoofstuk 2. Daar in vers 24 staan daar, God het gekreun, uit hulle gekreun gehoor. En God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob. God het die Israeliete raak gesien, ja, God het kennis geneem. God het gehoor. God het gedink aan. God het raak gesien. En eintlik gebruik die Hebreëus net een woord daar, God weet.
Kom ons lees Eksodus met hierdie wete. Dat God hoor, dat God aan sy verbond dink, die nuwe verbond deur Christus se bloed, Lukas 22 vers 20, en dat God weet, dat hy sy kerk raak sien, ja, dat God weet wat met ons aangaan, wat in ons harte aangaan. Die name van hierdie eerste 5 boeke van die Bybel kry ons uit die Griekse vertaling, die Septuaginta van. En hulle gee die name volgens die inhoud van die boeke, soos Genesis wat beteken begin, en Exodus wat gaan oor die uittog, ensovoorts. In die Hebreëse Bybel kry die boeke egter hulle name van die eerste belangrike woord van elke boek. In Hebreëus is hierdie boek se naam Shemot, wat beteken name. Die eerste sinnetjie lui ons, dit is die name van die Israeliete wat saam met Jakob na Egipte gegaan het. En dan word al Jakob se seuns se name genoem. Vandag gaan ons egter nie kyk na die stamvader se name nie, maar sien tog net raak dat daai sinnetjie 'n baie sterk verbinding met Genesis maak. Waar dit in Genesis se laaste hoofstukke gegaan het oor Josef wat in Egipte is, en dan later Jakob en al sy broers wat by hom in Egipte aansluit. Lees ons nou eintlik verder van wat met hierdie familie gebeur het, hierdie familie wat nou 'n volk geword het. Maar vandag wil ek na ander persone se name gaan kyk. Ander persone wat ook in hierdie eerste hoofstuk genoem word, Sifra en Pua. Sifra beteken skoonheid. En Pua is die Oegaritiese woord vir 'n geurige bloeisel. Dis 'n naam wat hulle gewoonlik vir 'n dogtertjie genoem het. Dalk was dit iemand wat kleintyd meisie genoem is en toe nou net later ook groot geword het met hierdie naam meisie. Sifra en Pua. Gaan na hierdie 2 name kyk in hierdie gedeelte. Ons lees in hoofstuk 1 dat die belofte wat die Here aan Abraham gemaak het, dat hy 'n nageslag sal hê, het nou regtig waar geword. Hulle is nou meer as net 'n familie, hulle is nou 'n hele nasie. En dan lees ons dat daar 'n nuwe koning in Egipte aan bewind gekom het, iemand wat nie vir Josef geken het nie. En dat hierdie kinders van Israel, wat 'n volk geword het, vir hom nou net een te veel geraak het, en dan maak hy plan. Sy eerste plan is om hulle dwangarbeiders te maak, en hulle te gebruik om die 2 stede, Pithom en Ramses te bou. En die plan werk nie baie goed nie, want ten spyte van die onderdrukking, ten spyte daarvan, dat hy dit vir hulle regtig bitter maak om daar te lewe, vermeerder hulle getalle steeds. Dit is daarom dat hy 'n nuwe plan maak. Al die seentjies van die Hebreërs moet doodgemaak word, sommer met geboorte al. En daarom gee hy opdrag aan die vroedvroue, Sifra en Pua. Hulle moet sorg dat al die seentjies van die Hebreërs doodgemaak word met geboorte. Nou moet ons eers net 'n bietjie onthou wie en wat die koning van Egipte se posisie regtig was. Hy was nie maar soos vandag se koning se 'n soort van 'n seremoniële figuur nie. Nee, hy was eintlik semi-God en sy woord was letterlik wet. Die koning se werklikheid was die werklikheid. En om teen die koning se besluit in te gaan was om die ondenkbare te probeer doen, om 'n soort van 'n alternatiewe werklikheid te sê dat dit werklik is. Dit is gewoon ondenkbaar. Maar kom ons lees nou hierdie gedeelte daar uit Eksodus hoofstuk 1, daarvan vers 17 af. Maar die vroedvroue het vir God ontzag gehad, en hulle het nie gedoen wat die koning van Egipte vir hulle gesê het nie. Hulle het die seentjies laat leef. Die koning van Egipte het toe die vroedvroue ontbied en vir hulle gesê, waarom het julle dit gedoen? Julle laat die seentjies leef. Omdat, antwoord die vroedvroue toe die farao, die Hebreëse vroue is nie soos die Egiptiese vrou nie, hulle is vol lewenskrag. Voordat die vroedvrou by hulle uitkom, het hulle klaar geboorte gegee. En God het die vroedvroue goed behandel,
Die volk se getal het vermeerder en hulle het besonders baie geword. Om die voetvroue vir God ontzag gehad het hy vir hulle huisgesinne voorsien. Van Sifra en Pua weet ons nie veel nie. Ons is ook nie eers seker van wat sy nasionaliteit was nie, want die sinnetjie wat hier gebruik word, die Hebreërse vroedvroue, beteken dat die mense of kan verstaan dat hulle vroedvroue vir die Hebreërs was, en dan sê dit eintlik niks van hulle eie nasionaliteit nie, en daar is ons selfs kommentare wat sê, maar dis logischer om te dink dat hulle eintlik Egiptiese vrouens was, want hoe sal 'n Hebreërse vrou nou eintlik haar eie mense gaan loop vermoor? Aan die ander kant, ja, kan dit beteken dat hulle, kan die mense dit so verstaan, dat hulle Hebreërs was. Maar dit maak eintlik nie vreeslik baie saak nie. Die belangrikste ding wat van hulle gesê word, en word 2 keer van hulle gesê is, hulle het ontzag vir God gehad. Daar in vers 17 en in vers 21 staan dit. Hulle het God gevrees, in die ou vertaling. En omdat hulle God gevrees het, en met ontzag vir God geleef het, verontagsaam hulle die koning van Egipte se opdrag. Hy kry 'n snif in die neus en roep hulle in. Vreesloos staan hulle wat God vrees voor die farao. Hulle antwoord is gewone leuen. En daarbij verneder hulle ook die Egiptiese vroue. Hulle impliseer dat die Egiptiese vroue pieperig is. Rabbi Jonathan Sacks wonder in sy kommentaar oor die gedeelte of hier nie dalk die heel oudste aantekening is van persone wat opgestaan het vir sosiale geregtigheid. Ek stem met hom saam dat ons in Sifra en Pua se optrede dit kan raak sien, maar ek wil op iets anders klem lê vandag. Sien julle raak dat hulle eintlik niks buitengewoon doen nie. Hulle het gewoon hulle werk gedoen. Al het hulle daarmee die opdrag van die koning van Egipte nie uitgevoer nie. Hulle het gedoen waarvoor hulle daar was, naamlik om te help dat kinders in die wêreld kom. Dis gewoon wat hulle gaan doen het. Hulle het gedoen as mense wat in ontzag vir God leef, mense wat in die eerste plek met God rekening hou, het hulle gewoon aangegaan om te doen wat hulle gewoonlik doen. En sien raak dat juis op hierdie manier is hulle deel van God se reddingsplan. Hy wat redding bewerk vir mense wat in verdrukking en chaos leef. Op die moment lyk dit of God se plan wat deur Abraham en sy nageslag loop besig is om in chaos vernietig gaan word. Die woorde wat daar so in vers 13 en 14 vertaal word met geweld gedwing, kan ook vertaal word met fyn gemaal of verpulp. Dit is hoe dit vir die Israeliete was. Hulle was eintlik met dwangarbeid verpulp. En daarbij kom dan nou hierdie opdrag om die seentjies te vermoor. Die magte van chaos is besig om die kinders van Israel te vernietig. En wat is God se plan? Volgens Exodus bestaan God se plan op hierdie stadium uit 5 vroue en 'n baba. Sifra en Pua is die eerste 2 van hierdie 5 vroue wat hier so 'n belangrike rol in God se reddingsplan speel. Wat hulle doen in hierdie reddingsplan van God is om hulle werk te doen. Al beteken dit dat hulle teen die koning se bevel optree. Hier het my laat dink aan die mense hier by ons. Die mense rondom ons wat gewoon besig is om hulle werk te doen, soos Sifra en Pua, en daarom so draers van die lewe is. Ek dink aan die verpleegsters en die dokters en die ander personeel, wat elke dag vroeg opstaan, elke dag werk toe gaan, en elke dag gewoon hulle werk gaan doen, in hierdie omstandighede waarin ons is. Wat in hierdie onwrigtende en baie keer gevaarlike omstandighede gewoon hulle ding doen. Ek dink aan die onderwysers wat allerhande planne moet maak om in uitdagende omstandighede kinders se toekoms te help vorm. Ek dink aan iemand wat met begrip en simpatie die moeilike ding doen om te luister na 'n vriend se afpak oor die telefoon.
Ek dink aan hulle wat kospakkies versamel en gaan uitdeel. En so kan ek aangaan. Sien raak hoe God in 'n tyd toe dit haglik met Israel gegaan het, deur Sifra en Poa hoop en menswaardigheid gebring het. Sifra en Poa wie se optrede gemotiveer was deur hulle ontzag vir God. Sien raak dat God ook in die tyd elkeen wat gewoon hulle taak doen, gebruik om lewe te bring in 'n tyd van chaos en onsekerheid. Dat God ook deur ons medemenslikheid en menswaardigheid laat blom. Die skrywer maak in vers 20 en 21 twee opmerkings oor God se reaksie op Sifra en Poa se optrede. Die eerste is, God het die vroedvroue goed behandel. En hy het vir hulle huisgesinne voorsien. God wat hulle goed behandel, echo Genesis 1, waar daar 6 keer gesê word dat God het gesien dat dit wat hy geskep het goed was. Ja, die 7de keer sê hy, dit was baie goed. En daai selfde woord wat hier gebruik, die Hebreëse woord tov, God het hulle goed behandel. Dit was vir hom goed, dit wat hulle gedoen het. En hy het vir hulle huise voorsien. In Hebreëus word die woord net, kom die woord huis net voor hierso. Hy het vir hulle huise voorsien. In 2 Samuel, wanneer Dawid besluit om 'n huis vir God te bou, laat die Here vir hom weet, deur Nathan, dat die Here vir hom, wat Dawid is, 'n huis gaan oprig. Dat sy huisgesin en iemand uit sy huisgesin op die troon sal sit. En nou die verstommende hier. Ja, vir die koning, vir Dawid, het God vir hom gesê, ek sal vir jou 'n huis gee. Hier vir hierdie 2 gewone vroedvroue, gee God 'n huis. Elkeen word met 'n huisgesin voorsien. God, wat hulle inskakel in sy reddingsplan. Net soos wat God se plan in die tyd, ja, so vroeg in Exodus verhaal, 5 vroue en 'n baba was, so gebruik God vandag ook gewone mense. Gewone mense wat deur geloof in hom leef en elke dag hulle taak verrig. Dit vra dapperheid. Soos wat die 2 vroue gehad het. Nie 'n dapperheid wat hulle self kom nie, maar 'n dapperheid gevoed deur hulle ontzag vir God. En dit is goed. Ja, om die waarheid te sê, wanneer God die 7de keer goed sê in Genesis 1, sê hy, dit is baie goed. Dit is baie goed in God se oë. Amen. Dankie Here vir soveel Sifras en Poas van ons tyd. Mense wat elke dag hulle werk doen, dit toegewyd doen, dit in ontzag vir U doen. Here, ek dink aan die personeel by die hospitale, by die verskillende praktyke en van al die ander mediese dienste. Here, ek dink aan al die personeel by die ouerhuise, ek dink aan die onderwysers en ander onderwyspersoneel. Here, ek dink aan ons regerders, ook op plaaslike vlak. Here, ons dink aan elkeen wat hulle stukkie doen. Here, gee dat ons elkeen dit sal doen uit diepe ontzag vir U, dat ons met wat ons doen, die lewe verander, sal beter maak, sal veiliger maak, meer lewe sal maak. Here, gebruik ons om U verteenwoordigers hier op aarde te wees. Amen. Ek nooi nou saam om saam met my te luister na 'n Clear Benediction van John Rutter.
God show his mercy upon you. May the light of his presence be your guide. May he guard you and uphold you. May his spirit be ever by your side. When you sleep, may his angels watch over you. When you wake, may he fill you with his grace.